Heel eerste wil ek praat vanmôre oor inleeskunde. 'n Tegniek wat deur die eeue heen al bemeester is in die kerk, deur baie predikers, maar ook veral bemeester is deur lidmate. Inleeskunde beteken bloot die bril wat ons gebruik wanneer ons die Bybel lees of na 'n spesifieke teks kyk. Die fout wat baie gelowiges egter maak, is om die Bybel dan as letterlik woord van God, geskryf vir my vir 2016 met die hand van God en so te aanvaar. So inleeskunde beteken dan om 'n gedeelte in die Bybel los te maak, amper soos wat jy 'n stukkie van 'n legkaart, van 'n 10.000 stuk legkaart, neem jy hierdie blou blokkie en jy kyk na hom en nou begin jy wonder. Is dit lig? Is dit water? Is dit dalk 'n kledingstuk? Is dit dalk 'n motor? Hoe gaan ons weet? En nou begin jy wonder. Jy begin mense vra, wat dink jy is dit? Wat dink jy kan die blou wees? So op die ou einde word 'n gedeelte dan baie maklik uit konteks uitgeneem. En wanneer die legkaart voltooi is, dan eers kan 'n mens sien, o, dit is waar daardie blou stukkie ingepas het. Nou verstaan ek beter. 'n Teoloog wat dus sy sout werd is, sal nie sommer van hierdie tegniek gebruik maak nie. Aangesien die skrif dan baie maklik gemanipuleer kan word, om by sy siening of sy mening in te pas. Nee, 'n teoloog wat sy sout werd is, sal deeglike navorsing doen oor die teks, sal buite Bybelse bronne nader, sal kyk na die oorspronklike taal, na die kultuur, die geskiedenis, die historiese oorsprong. Met alles gesê, gaan ek tog tot 'n mate van hierdie tegniek gebruik maak. En my boodskap klink soos volg. Baie bekende gedeelte, Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie is een van die eerste skrifgedeeltes wat 'n mens sekerlik leer van kleins af. En volgens Johannes 3 vers 16, volgens hierdie skrifgedeelte, is dit beslis nie moeilik om dan hemel toe te kan gaan nie. Dit is ook duidelik uit hierdie versgedeelte dat dit God is wat dit moontlik gemaak het. Al wat die mens moet doen is net om te glo. Nou, dit klink nie te moeilik nie. Tog stel die Bybel sekere riglyne of sekere eise wat die gelowige of die Christen dan moet volg. En dit is ook dan duidelik vanuit die skrif dat hemel toe gaan nie die alfa en die omega is nie, maar eerder die lewe wat ons lei. 'n Lewe wat vergelyk word in Matteus 7 vers 16 met 'n boom en sy vrugte. Goeie vrugte wat ons elkeen dan moet dra. Bygesê moet hierdie vrugte dan ook dien as sout en lig vir die donker wêreld daar buite, om hopelik hulle ook nader te trek aan Christus. Dus, om saam te vat, Christen wees is 'n leefwyse wat 'n verskil maak in ander se lewe. Dit gaan op die ou einde van die dag dan nie oor die gelowige nie, maar eerder die verskil wat gemaak kan word in die lewens van ander, sodat daardie persoon ook 'n ontmoeting kan hê met die Verlosser Jesus Christus. Dit bring my dan by die gesindheid van 'n gelowige. Jy sien, party kinders van die Here het nie 'n probleem om diensbaar te wees nie. Ander voltooi tog ook die saak, maar nie sonder 'n gesig nie. Jy sien, daar is altyd iemand wat minder doen in die koninkryk. Die sogenaamde sitplekverwarmers. Hulle daag net op vir die diens en verdwyn kort nadat die dominee amen gesê het. Hulle woon min dienste by. En wanneer hulle geseënd is met kinders, dan sien jy hulle nie gedurende die skoolvakansies nie, want die kinders vind die diens hopelooslik te boring. Jy sien, die diensbares wat dan wel kerk toe kom, sug dan net 'n bietjie harder en kla net 'n bietjie meer. Moan en groan oor wat als gedoen moet word. Ironies,
dat dit op die ou einde nie saak maak oor hoe diensbaar jy is nie. Volgens Johannes 3 vers 16, as ons glo, kry ons die ewige lewe. Almal. Of jy nou niks doen en of jy nou baie doen. En dit klink eintlik op die ou einde baie onregverdig. Dit maak die lewe onregverdig. Party kom weg met moord. Letterlik weg met moord. Dink nou maar aan die vir dood veroordeelde. Daar net voordat hy sy laaste maaltyd kan kry, vra hy om die priester te sien. Hy bely al sy sondes. En die priester sê, jy is geseënd. Jy is nou 'n kind van God. Die ewige lewe is nou joune. En woeps, waps, soos 'n towerstaffie, stap daar die man saam met jou getroue dienskneg ook die ewigheid binne. Net soos die ou tannie wat nooit 'n diens gemis het nie, koekies en tee gemaak het vir die bazaar, mense gehelp het waar sy kan, en sy staan ook saam met daardie veroordeelde ook in die troonkamer van Jesus. Onregverdig. So wanneer ons dan kyk na die gelykenis van die verlore seun, is daar gewoonlik twee boodskappe wat uitgesonder word. Twee bekende boodskappe. Die mees bekende een is, die Vader wat met oop arms die verlorene weer terug verwelkom. Die tweede boodskap wat 'n bietjie minder gepreek dan word, is oor die oudste seun wat die koninkryk dan gemis het. Hierdie oudste seun word dan vergelyk met 'n persoon wat Sondag kerk toe gaan, so dan en wan, wat so hier en daar 'n Bybelversie lees, en dan net voor hy aan die slaap raak, net so vinnig 'n skietgebedjie prewel. 'n Persoon wat die koninkryk mis, en die rede daarvoor is, hy het geen verhouding met Christus nie. Maar sê Johannes 3 vers 16 dan nie, dat die wat glo en gered gaan word? Dit is waar. Maar daar is definitief meer gekoppel aan hierdie woordjie glo. Want jy sien, broers en susters, die duiwel glo ook in die bestaan van Christus. Dit maak sekerlik nie van hom 'n Christen nie. Ons lees saam uit Lukas hoofstuk 15. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Vers 8. Of watter vrou wat 10 silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Die gelykenis van die verlore skaap handel oor 100 skape, waarvan 99 die stem van die herder getrou gevolg het, en enetjie het die pad byster geraak. Die herder los die 99 net daar in die veld, en hy gaan soek daardie verlore enetjie. Hy is nie opgewonde oor die 99 wat hy het, he. Nee, dit gaan vir hom oor daardie verlorene. En hier wil ek gebruik maak van inleeskunde.
Dit klink vir my tot 'n mate agterloosig om 99 skapies net daar te los in die veld. Was die herde dan nie bekommerd dat hulle sou wegloop of selfs wegdwaal nie? Ek lees nie in die gedeelte dat hy die 99 skapies eers in 'n kraal of in 'n kampie geplaas het nie. Inteendeel los hy hulle net daar. Duidelik nie Suid-Afrika nie. Jy kan tog nie net iets laat op straat en verwag dit gaan môre weer daar wees nie. Die 99 skape het volgens die gedeelte net daar bly staan. Geen idee hoe lank nie. Hulle het net daar bly staan. Toe die herde terugkom, was hulle almal daar en spring lewendig. Maar jy sien, ek ken mos daarom nou ook 'n man. Blydskap oor 'n verlore skaap kan mos nie sonder 'n partytjie gaan nie. Verseker nie 'n koek en tee partytjie nie. Ek dink stellig 'n bring en braai. Wonder maar net wat gebraai was. Of neem nou maar die gelykenis van die verlore munt. Die ander muntstukke was nie weg nie. Die arm vroutjie soek haar byna besimpel na hierdie munt. Sy kry dit, raak ook verskriklik opgewonde. Dit staan nie daar nie, maar soos ek vrouens ken, wil heel moontlik 'n koek en tee partytjie geniet om fees te vier. Wonder maar net waarmee die koek gekoop was. So nêrens in die 3 gelykenisse lees ons dat daar 'n partytjie vir die getroues gehou was nie. Die oudste seun het dit egter beamoen. Nie eers 'n bokkie saam met vriende nie, maar nou 'n groot ophef oor hierdie verlorene. Lukas 15 vers 28. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord: "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Verseker onregverdig. En dit bring my dan by my eintlike hoofteks vanmôre. Lukas 10 vers 38. En ons lees Lukas 10 vers 38 tot 42. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voet van die Here gaan sit het en sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen hier laat bedien nie? Sê sy moet my kom help." Maar die Here antwoord haar: "Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie." Martha nooi vir Jesus oor. Sy is die diensbare een. Terwyl haar broer Lazarus heel moontlik by Jesus saam met die manne gekuier het. Nou, dit staan nie daar nie, maar indien dit al 12 disippels was, saam met Jesus, saam met Lazarus, wat nou uitgenooi is, was hierdie huisie mos propvol mense. Mens neem aan dat dit baie warm was, en dat hulle dalk dors was, of dalk selfs ietsie sou wou eet. Martha, die gasvrou, was baie ontevrede. Tog dienbaar, want sien, haar suster Maria het ook by Jesus se voete gesit. Iets wat in die Joodse kultuur of tradisie eintlik ongehoord was. Vrouens by vrouens en mans by mans. Martha praat tot 'n mate vir Jesus aan om die regte ding te doen. Om sodoende vir Maria te kry om net so bietjie te kom help, om so bietjie diensbaar te wees. Martha sou sekerlik ook wou luister wat Jesus wou leer. Ook saam met hulle wou kuier. Maar Jesus, soos wat hy met 'n emmer koue water, skok hy vir Martha en sê dat Maria die beste deel gekies het. Beteken dit dan, wanneer ek die dominee oornooi, hy niks gaan kry om te eet of drink nie?
want ek kies die beste deel om by hom te leer. Dit klink baie vreemd, tog edel, maar vreemd. Ons kan nie net hier op 'n Sondag wil opdaag sonder om 'n stoel uit te haal, sonder om die klank of die koffie of die tee reg te kry nie, want ons kom vir die beste deel. Nee, daar moet tog 'n gemaklike atmosfeer of 'n ruimte geskep word. Wanneer die diens nie op tyd begin nie, raak die predikant bietjie angstig, want 10:00 wil die volk weer huis toe. Die aanbiddingspan moet dan sommer 'n versie bietjie kort knip. En die probleem is dat die predikant net soveel harder moet werk en soveel moeite moet doen met sy boodskap om die gemeente dan op 'n vlak te kry van aanbidding, sodat die boodskap genoegsame trefkrag kan hê. Martha het geleer by Jesus en sy het gesien met die tyd saam, net soos die ander disippels, dat 'n goeie lewe gepaard gaan met vrugte, soos 'n boom met goeie vrugte. En in Johannes 12 lees ons weer van Maria en Martha saam met Jesus. En hierdie keer is dit 6 dae voor die Paasfees, voor die kruisiging. En in Johannes 12 vers 1 lees ons die volgende. Jesus het na Betania toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van die disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Weer vind ons die disippels bymekaar. En waar is Martha? Steeds dienend. Hoe lyk die vrug wat sy nou dra? Kom ons kyk na haar reaksie teenoor haar suster. Maria doen iets vreemds. Sy salf die voete van Jesus met baie duur olie en vee dit met haar hare af. Volgens Judas 'n absolute vermorsing. Maar Martha sê niks. Sy verstaan die groter prentjie. Judas daarteenoor, wat die heeltyd disipel was, wat die heeltyd in sy teenwoordigheid was, snap dit nie. Hoe lyk sy vrug? Wel, Judas het nie goeie vrugte gedra nie. Dit is immers bewys in vers 6 dat hy 'n dief was, en later lees ons hoe hy vir Jesus uitgelewer het. Hy reken dat die olie verkoop kon word en die geld beter aangewend kon word vir die armes. So eerbaar, so heilig. Praat die een wat 'n vinger in die beursie gehad het. Martha, sy was dienend en haar vrug wat sy gedra het, was goed. Die vrugte wat sy gedra het, kon sy ook uitdeel, wat as lig en as sout vir hierdie wêreld gedien het. Ja, ook vir die disippels. So wanneer ons op 'n Sondag by hierdie gebou opdaag en die deure is gesluit en is niemand hier, net 'n paar van ons met 'n noodtuitjie op die deur, moet ons tog nie ontsteld wees nie. Want jy sien die nota lees soos volg: Ek het die verlore lidmate van Koram Deo wat getrou wegbly op Sondag gaan besoek. Groete, Dominee. Wanneer jy tyd het later vandag of deur die week, lees weer deur hierdie gedeeltes van die verlorenes. Die herder het vriende en bure genooi. Die vroutjie het haar vriendinne en buurvroue vertel. En die pa het fees met familie en vriende gehou. Dis klein groepies wat bymekaar was, wat saam fees gevier het. Maar broers en susters, wanneer ek Hebreërs 12 lees, dan sien ek dat daar 'n skare van gelowiges staan, wat ons aanmoedig
om en juigend vir ons toejuig om hierdie wedloop van die lewe te voltooi, wat ons aanmoedig en wat feesvier wanneer ons daardie wenstreep bereik het. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die vrug wat ons as gelowiges dra, is sigbaar deur ons dade, is sigbaar deur die wyse wat ons optree, is sigbaar oor hoe diensbaar ons is. In Kolossense 3 vers 23 en 24 lees ons soos volg: Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Om nie kwaad te raak wanneer 'n ophef gemaak word oor 'n verlorene nie, maar eerder saam bly te wees, of self aan te bied om te help waar daar nodig is of waar daar behoefte is. Om so hierdie gemeente en ook sodoende die koninkryk verder uit te bou. My vraag vanmôre wat ek by u wil laat is, sal Coram Deo nog 16 jaar bestaan? Dit hang van u en my af. Amen.